Môre julle. Ag, dit is weer so lekker om vanoggend op hierdie lieflike Woensdagoggend saam met julle te kuier. Vir die volgende 2 ure, jy kuier saam met Lisel van Sail by Tussen Koffie en Genade. So die afgelope paar weke het ek en my man met julle gesels oor die huwelik. En daar is nog so baie wat mens kan aanspreek. En ons het die afgelope tyd verskeie onderwerpe aangeraak oor waaroor gaan die huwelik? En wat is die rolle van die man? Wat is die rolle van die vrou en ons verskille? Maar as daar nou een ding is wat ek wil sê amper die kern is van 'n gesonde huwelik, dan is dit kommunikasie. Regte kommunikasie kom verseker nie van self nie. Dis iets wat jy moet aanleer. En sekere mense is dalk ingestel om reg te kommunikeer en ander nie noodwendig nie. En baie keer besef jy nie eers hoe verkeerd jy kommunikeer met mense nie. So jy is die heeltyd besig om konflikte veroorsaak en jy kan nie verstaan hoekom word mense so kwaad vir jou of hoekom is jy altyd in een of ander battle nie. Veral as dit kom in die huwelik. So as dit kom by gesonde verhoudings, is dit broodnodig om reg te kommunikeer. Want anders het jy dalk 'n goeie boodskap, maar jy dalk 'n swak manier, as ek dit so kan stel, vir hoe jy dit vir daai persoon wil deurbreek en wil oordra. En dit is waar daar onnodige seer inkom en soveel misverstande. So ons het groot geword met 'n sekere manier hoe ons ouers gekommunikeer het en baie keer is dit dan ook hoe ons dan kommunikeer en ook baie keer in die huwelik ingaan. So kom kuier 'n bietjie saam. Ons gaan nou 'n bietjie gesels en vandag is ek alleen in die studio. My man kan nou nie my he can't join me today, maar in geval vandag gaan ek alleen met julle kuier en ek gaan 'n bietjie met julle praat oor gesonde kommunikasie en vir jou 'n paar tips gee van hoe om beter met jou maat te kommunikeer. So gaan kry 'n notaboekie en 'n lekker koppie koffie. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle hierso saam met my, Lisel van Sail. En vanoggend gaan ons 'n bietjie praat oor kommunikasie in die huwelik. Maar kom ons praat eers 'n bietjie oor konflik. So as ek praat van konflik, hoe sien jy konflik? Baie keer sal jy iemand kry en hulle sal vir jou intentioneel sê of sommer net reguit sê, luister, ek hou nie van konflik nie. Ek dink konflik is negatief en ek wil niks met konflik te doen hê nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, en dit is baie keer ook, nou interrupt ek myself, dit is baie keer ook daai avoiders. En ons gaan nou 'n bietjie praat oor die verskillende style hoe mens bytelmal in 'n konfliksituasie optree en hoekom mense so optree. Maar baie van die mense wat dit probeer vermy of konflik vermy, verstaan een aspek dalk nie baie goed nie. En baie keer kom dit ook uit 'n hart waar jy seer gekry het. Kyk, want nie alle konflik is goed nie, maar ek wil ook vir jou sê, konflik is nie noodwendig sleg nie. Konflik is goed, dit gaan oor hoe jy dit oordra en hoe jy die konflik hanteer. Want dit is die probleem, is hoe jy sê wanneer iets jou pla. Want as mens praat van konflik, is dit een party voel op 'n sekere manier en 'n ander party voel op dit oor iets op 'n ander manier en die twee is in konflik. Nou die karakter van die twee mense wat in hierdie konflik is, gaan 100% bepaal of hierdie 'n positiewe konfliksituasie gaan wees of 'n negatiewe konfliksituasie wees. Want jy sien, om net konflik te hê en kan ek sê destruktief te kommunikeer. Jy praat negatief. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor daai negatiewe kommunikasiestyle. Gaan konflik nie noodwendig goed wees nie. En aan die ander kant, as jy nie gaan sê wat jou pla nie, as jy nie 'n uitlaatklep gaan hê
wat jy kan sê, luister maar ek is ongelukkig nie. Jy hou dit terug. Dis baie keer ook uit want jy's compliant of jy's dalk 'n people pleaser en is vir jou baie moeilik om vir mense te sê iets pla jou want jy's bang vir die reaksie. As jy nou regtig daaraan gaan dink en dit gaan nie eintlik nou oor dit nie, maar dit die agter die skerms wat aangaan is jy's bang jy gaan daai verhouding verloor. Jy's bang jy gaan verwerp voel. Jy's bang dat mense negatief gaan reageer en dis eintlik partymal hoekom mens konflik wil vermy. Maar as jy die kuns kan aanleer om jou opinie te gee of dit wat jou pla, kom ons sê dit wat jou pla en dit wat op jou hart is, deur te gee en dis veral in die huwelik as mens dit nou so stel, op 'n positiewe manier en op 'n konstruktiewe manier kan dit regtig baie gesond wees vir die huwelik. Ek het al baie daarmee te doen gekry, ook oor die jare waar ons huweliksberading gedoen het, van baie van die grootste huweliksprobleme was om daar net nie gekommunikeer was nie. Die vrou sê nie vir hom hoe hy voel nie. Hy is op 'n ander cloud. Hy weet nie eers wat haar pla nie, want ek sal met die vrou praat, my man sal met die man praat en dan sal ek sê, luister, jy weet dit en dit en dit is die probleem in die huwelik. Ek sê, wat, waarvan praat jy? Hierdie man is nie eers bewus van hierdie probleem nie. En dan sê ek soos in wat? En dan kom jy agter dat hulle nie eers met mekaar praat nie. En dit is baie keer hoekom daar dan probleme is, want die een party neem aan, jy moet mos nou aanneem wat ek dink. Jy moet mos nou weet dit gaan mos nou nie vir my lekker wees nie. Nee, julle, use your words, soos hulle deesdae sê. Gebruik jou woorde. En vanoggend gaan ons 'n bietjie stil staan en praat van hoe om jou woorde meer effektief te gebruik. Die ding is ook, wanneer jy nie jou hart gaan deel nie, dan is dit soos 'n drukkoker wat opbou. En eendag gaan jy ontplof en dan gaan jy so destruktief kommunikeer, dat die boodskap wat jy wil uitdra, nie deur gaan kom nie en dit gaan nie goed opeindig nie. En glo vir my, ek en my man het ook al met julle gedeel van hoe ons huwelik was in die begin en dit was baie destruktief en baie dysfunctional, hoe ons met mekaar gekommunikeer het en my man was baie sterk op sy opinies en ook nie geweet altyd, en dit is albei van ons, is nie net my man, het albei van ons nie altyd geweet hoe om ons emosies reg te reguleer, hoe om dit op 'n mooier manier te sê nie, en oor die tyd moes ons geleer het. En ek sê vir julle, dit het 'n ommeswaai in ons huwelik veroorsaak, toe ons die tools kry, hoe om met mekaar te kommunikeer. So okay, kom ons kom terug by konflik. So as jy nou bietjie gaan kyk, nê, as jy in 'n konfliksituasie is, hoe tree jy op? Nou as hulle ook sê, as jy byvoorbeeld in 'n geval kom waar iemand jou aanval, nê? Dan is daar natuurlike respons wat jy het, en jy het geen beheer oor dit nie. Ek dink nou terug aan toe ons een keer op vakansie was, en daar was inbrekers in die huis. En my kinderoppasser word toe wakker, en sy skree, there's somebody in the house, en daai skok wat jy het van, julle is iemand in hierdie huis, en ek meen, dit is nie ons eie huis nie, dis op vakansie, waar jy ontspanne is, en jy so lekse daisy, en ewe skielik word, is daar rowers in die huis, of in die woonstel, en ek spring op, en ek begin agter hulle aan te hardloop. Ek wil hierdie klomp gryp en hulle attack, maar dankie tog is hulle toe weg, want ek dink toe na die tyd, my lewe sou in gevaar gewees het, want ek het dadelik gereageer. My man aan die ander kant het opgespring en gevries, en ek, tog, wat bekeer jou, kom hou jy die kussing vas, ons moet iets doen. Maar die ding wat ek vir julle wil sê is, daai kan jy nie kies nie. Dis of jy outomaties oorgaan in hierdie fight, flight of freeze. En is dieselfde in konflik. So as jy die vervolger is, of die fighter is, nie? Dan is jy die een wat die konflik wil uitpraat. Jy praat, jy wil dit uitsorteer, jy wil dit in die lig bring, maar baie keer kom dit verkeerd oor. So vervolgers kan partymal met woede uitbarstings kom, hulle kan baie aggressief oorkom, krities, en hulle kan verwytend wees, en dit kan afbreekend wees, en 'n baie harde stem gebruik.
En al hierdie dinge sal dadelik die ander party laat oorgaan en ek moet myself beskerm. So, jy kom nie by mekaar se harte uit nie, die boodskap word nie oorgedra nie, en dit is die gevaar van wanneer ons nie geleer het om ons impulse te beheer nie. Want jy gaan outomaties in hierdie rol inloop. En dis wat dit ook so was met my en my man. My man was die vervolger. Hy het altyd dadelik die konflik aangespreek en ek het in freeze mode ingegaan. Dit het my gevoel, ek het altyd gesê, dit is soos 'n outomatiese geweer, wat jy so trrr, en ek moet net keer vir my wickets, en ek weet nie waar om te keer, en waarom, wat om te antwoord, wat om nie, want hy het 120 vrae wat hy dan vir my vra in die oomblik, en dis net soos, wow, kom gou weer terug by punt 1, ek wil nog hierso verduidelik, en dan het al klaar vir my sommige geantwoord, en dis hoekom dit so belangrik is, om weer eens by daai ding uit te kom van, wil ek regtig my maat, of my man en my vrou se hart hoor. En dit is weer eens waaroor dit gaan. Dit gaan oor daai sagtheid, daai gentleness, daai van empatie wat jy vir mekaar het en wat jy wil sê, ek wil hoor wat jy sê. Dan aan die ander kant kry jy die een wat vlug, nê? So hulle verdedig, hulle hulle stonewall jou net. Kan nie praat nie, wil nie praat nie, loop uit die kamer uit, en natuurlik het jy die freeze ook, wat ook maar stonewalling is, wat jy weier om te reageer, jy sny jouself af, en daai is regtig coping mechanisms, en partymal is dit nodig om jouself te beskerm, want jy weet nie wat jy moet doen in daai oomblik nie, maar dan die een wil vlug, die ander een wil fight. En daai gaan nooit werk in 'n konfliksituasie nie, en dit gaan altyd 'n probleem veroorsaak. Want veral as mens in die geveg inval, kan ek sê, want baie keer is dit, julle praat en julle is dalk hastig, en baie keer gebeur dit ook net voor jy moet gaan slaap, albei is moeg, en jy sê net so by the way iets, en dan die ander ene is 'n bietjie getrigger, en hy neem dit verkeerd op, en die volgende oomblik het is hierdie ontploffing, en julle kan nie eens onthou hoe hierdie bekleierery begin nie, en dis hoekom dit so belangrik is om hierdie maatstawwe of hierdie tools wat ek vir julle gaan gee, in plek te sit, sodat mens nie daarop eindig nie. Want as jy weer kyk, naderhand is dit elke dag is dit omtrent 'n geveg. En elke dag is daar omtrent 'n misverstand. Nou, ander faktore wat kan veroorsaak dat mens so in 'n negatiewe siklus ingaan of negatief met mekaar kommunikeer. Kyk, daar's baie, maar ek gaan net so 'n paar noem vir oggend, en dit is, eerstens is dit jou filters. En ons het op 'n vorige keer al gepraat oor die filters wat mens het in jou lewe. So dis deur die bril hoe jy die lewe kyk. Nou daai is 'n onderwerp op sy eie, want hoe jy jouself beleef, hoe jy oor jouself voel, is 'n filter. Want hoe jy oor jouself dink, is letterlik hoe jy mense gaan hanteer. So as jy gelukkig is met jouself en jy is gemaklik in jou eie vel en jy het jouself aanvaar nie, jy is met jou foute en jy is net, kan ek sê, authentic. Ek love daai woord en jammer nou vir my English, maar mens kan dit nie op 'n beter manier beskryf nie. Dan gaan jy mense met hart hanteer. Want jy is lief vir jouself en dis hoekom die Bybel sê jy moet ander lief hê soos jy jouself lief hê. As jy byvoorbeeld die bril kyk van mans is nie betroubaar nie, mans is op 'n ander planeet, hulle weet nie hoe werk die lewe nie, hulle is vertraag, gaan jy jou man die hele tyd so hanteer, want dit is deur die bril wat jy kyk. En dis hoekom dit so belangrik is om gereeld daai rose-colored glasses op te sit, of kan ek sê eintlik afhaal, en te sê, Here, help my om deur die oë te kyk van die waarheid. Want dit is die hele tyd daai aspek wat ons ook oor gepraat het om aan jouself te sterwe, want dit gaan veroorsaak dat jy dan mense, jy gaan aannames maak, en dis die ander punt, die ander faktore wat 'n groot invloed het met hoekom mens daar konflik is, mens maak aannames. Soos ek nou genoem het van die man en die vrou, waar die vrou letterlik gedink het, haar man moet mos nou net weet, sy wil blomme hê. Nee, jy moet dit vir jou man sê. Hy gaan nie net van selfsprekend agterkom, jy nou my vrou het 'n behoefte, laat ek ten minste eenmal 'n maand vir haar blomme koop, of my vrou het 'n behoefte, soos wat ons gepraat het oor die liefdestale, my vrou het 'n behoefte, laat ek met haar tyd spandeer. Hierdie goed moet gekommunikeer word.
baie keer is ons in ons eie gedagtes en ons dink net ons mans weet. Nou as jy hierdie houding en dan sê my man, dan dink die man, nou wat is nou weer fout met hierdie vrou? En dis waar mense daai hulle noem dit 'n manslater moet inkry soos 'n translator om nou te kommunikeer. Wat is dit wat hierdie vrou eintlik dink? Julle, ons moet met ons mans praat. En baie keer is dit ook jy maak aannames, dan sê sommer kwaad vir iemand, maar jy het nog nie die feite nie. Die ander ene wat daarbey aansluit is vooropgestelde idees. Jy het 'n vooropgestelde idees, luister, op Saterdag lyk dit vir my so, en my idee is ons gaan saam as gesin dinge doen, en ons gaan saam uitgaan, en ons gaan piknieke, en ons gaan bietjie tyd spandeer, en in jou man se kop is, Saterdag is 'n dag wanneer ek kan rappie kyk, en daai goeters moet mens kommunikeer. En nog 'n faktor, en soos ek sê, daar's baie faktore, is ook natuurlik, soos ek nou genoem het, van jou 'n kinderhuis en hoe jy groot geword het in jou ouerhuis en hoe jou ouers dit vir jou gemodelleer het. Want as jy nooit gesien het hoe lyk rekonsiliasie nie, hoe gaan jy dan weet hoe jy dit moet doen? En baie keer is dit daar's konflik tussen die ouers en dit is agter toe deure, of hulle sal voor die kinders beklei, die deure sal geklap word, daar sal stilstype wees vir 3 dae en dan begin hulle weer met mekaar te gesels. Maar wat die kinders nooit gesien het nie, was waar mamma en pappa byvoorbeeld gesit het en dit uitgepraat het. So dis belangrik ook dat ons vir ons kinders ook, veral as hulle deel was van die konflik, na hulle toe te gaan na die tyd en te sê, skus, pappa en mamma het bietjie emosioneel geraak en dit was nie reg dat ons op mekaar geskree het nie. Maar ons het nou dit uitgepraat en ons is nou weer okay. Weet, en dit is ook 'n punt van, die konflik is nie noodwendig altyd die probleem nie. Baie keer mense raak emosioneel. Almal van ons partymal verloor dit. En almal van ons het een of ander tyd op ons kinders of op ons man seker al ontplof, as ek dit so kan stel. Dit gaan oor om die nederigheid te hê, om na daai kind of na jou man of na jou vrou toe te gaan en te sê, skus, dit was nie reg hoe ek opgetree het nie. En dit is wat die respek weer terugbring tussen mekaar. So dan is daar ook die ding van, wanneer iemand nie vir iemand anderste die kans gee om hulle hart te deel nie, gaan jy nooit in 'n gesonde verhouding kan wees nie. Jy dink en besluit sommer vir daai persoon, en jy sê sommer vir hulle wat hulle mag en nie mag voel nie. Wat ek amper wil sê, dit grens aan narcissisme. Want dit is 'n tipe van 'n beheer, en dit kry ook baie keer in die huwelik, waar jy baie keer 'n sterker persoonlikheid kry en jy kry 'n swakker persoonlikheid. Nee, ek wil nie swakker nie. 'n sagter persoonlikheid, laat ek dit so stel. 'n sagter persoonlikheid wat nie so duidelik kan sê hoe hulle voel nie. Hulle is meer die denneboom, hulle is eintlik baie sagte empatie mense en hulle wil nie konflik hê nie, want hulle wil net vrede om hulle hê, wat nie, dis niks fout daarmee nie, maar baie keer dan kan so oor persoon wat baie controlling is, vir so 'n persoon dan probeer voorskryf hoe hulle mag voel en nie mag voel nie. En dis nooit okay om vir iemand anders te probeer dink en te besluit nie. En daai is die kuns om by mekaar se harte uit te kom. Nou ek wil vanoggend vir julle iets sê. Daar is dit is uiters gevaarlik. Wanneer iemand dink sy stem of haar stem is die enigste stem wat tel. Want elkeen van ons het 'n stem. Elkeen van ons het 'n storie, elkeen van ons het 'n opinie, en dis baie selfsugtig en baie gevaarlik wanneer jy in die huwelik is en net die een party dink, ek het 'n opinie en ek het 'n stem. En dit is nou weer eens waar daai trots inkom en waar ons gepraat het van in die huwelik moet ons mekaar dien. Moet jy in jouself sterf. As dit kom by Christelike beginsels, is dit 101. Dis jou, as jy begin met jou leerskool om 'n Christen te wees, is stap 1, sterf in jouself. So eintlik die lank en die kort wat ek wil sê van konflik is, jy kry konstruktiewe konflik en jy kry destruktiewe konflik. Die verskil tussen die twee is hoe jy dit sê. Waar jy met opregtheid en met nederigheid kom
en jy sê ek wil jou stem hoor, waar die ander party veilig kan voel en so te sê vulnerable kan wees om hulle opregte gevoelens te kan deel, sonder enige skuldgevoelens of dreigemente. En dit kan net gebeur as daar respek is en onvoorwaardelike liefde en soos ek ook gesê het, daai empatie. Nou, Dion en Karen is baie bekende huweliksberaders en hulle doen wonderlike werk by huweliksfokus en ek sal nooit vergeet, hulle het hierdie sê ding en ek wil nou vandag sommer dit net gebruik as 'n voorbeeld, maar dit is vir my so oulik gewees toe hulle daar gepraat. Hulle praat van varkietaal of varkestaal en dan praat hulle van hierdie varkietaal wat ons met mekaar praat en dit is die geheim van konstruktiewe en destruktiewe kommunikasie is, ons moet konstruktief met mekaar ons harte kan deel, sonder om hierdie varkietaal te gebruik. Nou, ek gaan net 'n paar punte noem, want daar is eintlik seker nog meer, maar hier is 'n paar voorbeelde. Nou, dink gou 'n bietjie, jy's ontstel oor iets, en iets pla jou. Maar om dit te deel, mag jy nie een van hierdie volgende gebruik nie. En dan probeer jy nou sê wat jou pla. Okay, so kom ons noem 'n paar van die. Dit is aanval. Jy het dit en dit en dit gedoen. Jy het my nou ontstel, want jy het nou, aanval. Die volgende een is verdedig. Nee, jy verstaan nie, dis nie ook het gedoen het nie. So jy is meer gefokus om te verdedig as om te hoor wat die ander persoon sê. Redeneer. Jy korrigeer. Jy val in die rete. Dan aan die ander kant kry jy ook mense wat ek nou nog genoem het, stilstype. Jy weier om te praat. Jy sê net niks. Baie, enetjie wat ek ook nou nog genoem het, is aannames. Jy neem sommer aan wat daai ene probeer sê, of jy neem sommer aan, jy maak jou eie konklusies van wat hier aangaan. Sarkasme. Jy gee raad. Jy kritiseer. Of jy sê vir iemand, en ons baie sê goed wat mens nooit moet gebruik, wanneer mens beklei nie, en ons almal doen dit. Maar jy het dit gedoen. Jy wil met my beklei, maar jy doen dit ook. Jy weet daai enetjie. Of jy verdraai die woorde, of mens begin skree, en mens raak aggressief. Nou, al hierdie goed is negatiewe kommunikasie. Wanneer jy so jou hart gaan deel met jou man of jou vrou, gaan jy 100% nêrens kom nie. Inteendeel gaan die ander persoon mure bou, jy gaan die ander persoon verloor, en jy gaan nie enige verandering in die huwelik daar kan geen verandering in die huwelik plaasvind nie. En die groot ding is, ons wil gesonde huwelike bou. So die eerste akroniem wat ek vir julle wil gee, wat jy moet neerskryf is, wanneer jy in konflik ingaan, of as jy iets wil deel, wat jou hart pla, is dit belangrik om halt. Dis nou Engelse akronieme, maar ek gaan dit nou maar vir julle verduidelik maar in Engels, want dit is baie makliker met die akronieme. Moet jy die halt onthou, wanneer om te stop, wanneer om nie in 'n argument in te gaan nie. So die H staan van hungry. So wanneer jy honger is, wanneer jy nie geëet het nie, julle bloedsuikervlakke en hormone en emosies gaan hand aan eet. So wanneer jy nie 'n gesonde eetgewoonte volg ook nie, en jou bloedsuikers is op en af en op en af, dis partymal wil ek amper sê 80% van hoekom mense baie polar het, is letterlik hulle dieet. Wat jy eet, want jou suikervlakke laat jou die heeltyd, dan voel jy goed, dan voel jy sleg, dan voel jy goed, dan voel jy, en as jy dit nie gaan agterkom nie, gaan dit ook 'n invloed hê in hoe jy met mense gekommunikeer. Dis nogal 'n baie breedvoerigende onderwerp daai. Die A staan vir angry. Wanneer jy kwaad is. So wanneer jy daai emosie voel, en ons sal later bietjie meer oor daai enetjie gaan, 'n bietjie meer uitbrei, maar wanneer jy die emosie woede voel, as jy kwaad is en jy is emosie, dan moet jy eers uitloop en sê, wag, laat ek net eers kalmeer. Gee my net 10 minute, laat ek net gou-gou weer al my emosies
kan beheer voordat ek met jou kan praat oor wat hier aangaan. Want anders, soos ek sê, dan het mense vooropgestelde idees, jy is aggressief en dan gaan jy varkietaal met die ander persoon praat. Die L staan vir lonely en dis veral vir ons vrouens. Want ek dink ook dit is partymal die primêre emosie wat ons voel en dis hoekom dit ons mans wil beklei, want ons voel alleen, ons voel afgeskei, ons voel hy engaged nie, ons voel hy's absent of wat ook al. So wanneer jy alleen voel, wees versigtig om te kommunikeer. Maak jou eers vol met die Here, as ek nou daai hier kan inbring. En dan gaan jy sê, Here, help my om hierdie boodskap positief oor te dra. En dan die T staan vir tired wanneer jy moeg is. En dit wil ek net ook noem vir praktiese doeleindes. Moenie 10:00 die aand 'n geveg of 'n gesprek, 'n emosionele gesprek probeer voer nie. Partymal is dit in daai oomblik, jy het 'n gesprek gehad, het nou iets uitgekom en meeste van my man se fights was 10:00 die aand. Maar wat ek geleer het oor die tyd is, hy sal begin emosioneel raak en ook begin aggressief raak en ek raak al moer en ek kan al minder dink wat ek wil sê en doen en dan begin ek sommer net random goed sê en ek vererger die hele situasie. So ek het ook geleer om vir hom te sê, okay, op hierdie stadium het ek nie die vermoë om hierdie gesprek met jou te hê nie. So ons gaan 'n time out hê. Ek weet jy wil antwoorde hê en ek het nie die kapasiteit om op hierdie oomblik vir jou die antwoorde te gee nie. So, ek vergewe jou, nog voor ons het uitgepraat het, ek vergewe jou, want ek gaan nou vir julle sê hoekom ek daai konsep, as hulle nou 'n bietjie daaroor praat, maar ek is nou te moeg. So dan moet jy letterlik, en dis daai ding om te leer om beheer oor te gee. Jy let it go. En ook in my trauma beradingskursusse leer ek vir hulle ook om daai overthinking, hoe hanteer jy daai overthinking en thoughts wat net aanhou en hoe om dit gevange te neem en wat om daarmee te doen. En net so vinnig om dit hier in te bring is om daai oomblik jouself net om 'n training. Kyk, dit is soos 'n spier. Jy gaan dit nie net kan doen nie. Jy moet letterlik leer om in daai oomblik jou emosies gevange te neem, jou gedagtes gevange te neem en te sê, Here, ek wil gaan slaap. Ek wil nou afsluit en ek het al hierdie idees en ek wil nou dit vir hom sê en dat vir hom sê, maar op hierdie oomblik, ek gee dit soos 'n pakkie vir u. U sorteer dit uit terwyl ek slaap. Jy gaan slaap en dan die volgende oggend dan sit of mens nie dink daaroor. En hoeveel keer al dan sal ek en my man beklei die aand en dan is ek so kwaad vir hom en dan dink ek, jene, maar jy was nou so onregverdig en jy was nou so lelik met my en bla bla bla. En dan die volgende oomblik dan is ek soos, ek's eintlik so lief vir jou en nou kan ek ook agterkom hoekom jy kwaad geword het, want nou verstaan ek het dit met 'n oomblik van swakheid iets gesê wat ek nie moes sê nie en dan is dit of mens meer clarity ook het. So ek sal nooit aanbeveel dat mens beklei wanneer jy honger, kwaad, alleen en moeg is nie. So dis die eerste ding wat ons net in konteks moet sit is halt. Om time out te roep en te sê, luister, ek voel nou bietjie emosioneel, ek voel opgewerk. So dan gaan jy dadelik oor in jou varkietaal en ons wil dit vermy. So in die ander kant is daar maniere om reg te kommunikeer, maar ons gaan nou eers bietjie 'n breek vat. En dan gaan ek 'n bietjie met julle praat en nog 'n paar tips gee oor net hoe is die regte manier om jou hart te deel. Ek is nou weer terug. Dit is so lekker om vanoggend bietjie met julle te gesels oor regte kommunikasie in die huwelik. So ek wil nou vir julle net so 'n paar tools gee as 'n fondasie van hoe kry ek dit reg om my hart op 'n gesonde manier te deel met my man of my vrou. So eerstens, voor ek nou gaan dit met julle deel, wil ek sê en vir jou vra, dit wat jy wil deel, wat is die motief van jou hart? Want op die as mens nou kyk, op die ou ende is dit oor daar's 'n motief agter die hart. Is die motief om iemand terug te kry? Is dit die motief om iemand uit te haal? Is dit jou motief om mense te korrigeer, soos ek sê, daai varkietaal, om hulle aan te val, om hulle slegter as te laat voel? Dan moet ek sê, don't even go there. Want dit is dan nie goddelike motiewe nie, en jy's dan intentioneel besig om eerder skade te veroorsaak, as om by genesing uit te kom.
So kommunikasie en veral as dit kom by konflikkommunikasie, gaan daaroor oor jy wil iets bou, jy wil iets herstel. Anderste is dit ten koste van wat doen jy dit? En dit gee dan eintlik weer jou motief van jou hart weer deur. Is jy selfsugtig? Of is jy regtig ingekoop om God se koninkryk te bou en so ook jou gesin te bou? En dit is die eerste ding wat ons van onsself moet vra, wat is daai motief van jou hart? So voor jy jou hart kan deel, het jy huge nodig. Dis ons volgende akroniem. En dis ook in Engels en ek wil dit graag uiteensit vir julle. En ons het al oor hierdie kenmerke gepraat, toe ek gepraat het oor die fondasie van die huwelik. En dit is my so interessant hoe hierdie nou weer by mekaar kom. So huge staan vir die volgende. Die H staan vir humble. Jy moet nederig wees. As daar enige trots in jou hart is, weer eens kom ek terug na die motief van die hart, gaan julle nooit in 1000 jaar in 'n gesonde verhouding kan wees. Jy gaan nie. Jy kan nie met trots in 'n gesonde verhouding kan loop nie. Forget it. Want trots, pride goes before destruction. Dit is die kenmerk van trots. So, lê jouself neer. Wees nederig, want dit is 'n opdrag van Christus en dit is ongelooflik belangrik om bietjie op die high horse af te klim en net bietjie ook mens te wees, om te hoor wat die ander party te sê het. Want dit anders gaan jy nooit by die ander persoon se hart kan uitkom nie. Die U staan natuurlik vir unconditional love. Maak nie saak wat daai persoon vir jou sê nie en hoe diep dit is en hoe skokkend dit is nie. Moet ons hulle kan embrace en lief kan hê. Jou maat moet sy diepest darkest secret met jou kan deel. En voel ek is veilig by jou. Daar moet geen geheime wees tussen julle nie. Inteendeel moet julle mekaar beskerm en help om by genesing uit te kom. Deur unconditional love. En natuurlik kan jy dit nie kry as jy nie die Heilige Gees in jou het nie, want dis 'n bron wat net by God die Vader getap kan word. En dan is dit gee wat jou genuineness is. Om eg te wees. Om eerlik te wees. En weet julle wat, al hierdie kenmerk wat ek so ver genoem het, kan jy nie kry as daar narcissisme in jou lewe is nie, want dis die opposite van om in liefde te wandel. En dit kom ons by die vierde punt wat die E is, wat empathy is. Want 'n narcissus kan geen empatie voel nie. En dis hoekom dit so belangrik is in hierdie hartlose, harde wêreld. Julle, we need to fight for huge. For humility, unconditional love, genuineness en empathy. En jammer dat ek nou so baie Engelse woorde vandag uitgooi, maar dit is net vir my so mooi beskrywend. Dit kom nie so mooi vir my, die akroniem uiteen as jy dit in Afrikaans vertaal nie. So dit is wat jy nodig het. Daai alleenlik, gaan soek nie daai en kyk, het ek hierdie eienskappe as dit kom by konflikhantering? Of gaan ek in hierdie konflik in en ek wil nou net vir die ander persoon, ek wil nou net vir my man vertel hoe verkeerd jy is. En dit bring my nou weer terug in Spreuke waar hulle praat van die vrou wat 'n druppende kraan is. Julle, daar's soveel vrouens daar buite en ek wil juist julle vrouens 'n bietjie aanspreek wat die hele tyd kla. Jy doen nie dit nie, jy doen nie dat nie. Jy is al weer besig met alles behalwe met dit wat jy in die huis moet doen. As jy jou man wil kry om aktief te wees in die huis, begin hom ondersteun en hou op om te kritiseer. Daai gedruppende kla, aanhoudend te kla, aanhoudend aan hom, dink jy hy gaan na jou toe wil kom? Jy jaag hom weg. Hy wil dan juis wegkom. Hy gaan juis dan nie by die huis wil wees nie, want dit is weer eens wat ek en Dian ook al met julle oor gepraat het. 'n Man wil by die huis kom en hy wil voel dit is 'n veilige plek vir hom. Waar hy kan voel hy kan sy voete of op die tafel sit en net agteroor sit en net bietjie ontspan en net bietjie wees. En dieselfde vir die vrou. Jy wil nie by die huis kom en jy wil die hele tyd op eiers loop nie. So dit is so belangrik dat ons leer hoe kommunikasie werk. Nou, Arthur Burke het ongelooflike tools ook oor verskeie onderwerpe wat hy oor praat, maar onder andere praat hy ook oor die 7
vlakke van intimiteit en ek wil dit graag met julle deel. Want hierdie gaan dalk ook vir jou 'n liggie oopmaak van hoe mense met mekaar kommunikeer. So die eerste vlak van kommunikasie. Okay, wag, voor ek dit noem, wil ek net sê, jy as man en vrou wil eintlik op vlak 5, 6 en 7 met mekaar kommunikeer. Dit begin al by vlak 4, jy gaan nou agterkom, maar wanneer mens net 1, 2 en 3 met mekaar kommunikeer, gaan daar nooit diepte wees nie. Daar gaan nooit egtheid wees nie. Daar gaan niks van hierdie wees wat ons nou oor gepraat het nie, want dis gewoonlik dan iemand het 'n muur om hulle hart. En baie keer is dit as gevolg van hoe die man of die vrou die ander een hanteer wat hulle mure bou, want hulle moet hulle self beskerm want die ander een is 'n abuser. So kan ons net weer eens kom op 'n plek waar ons sê, Here, help ons dat ons albei daar gaan wees om mekaar te genees en nie mekaar aan te val nie. So kom ons praat oor hierdie 7 vlakke van kommunikasie. So vlak 1 is clichés. Jy praat oor die algemeen, jy praat oor die weer, jy praat nie dinge wat diep is nie, en dit is veral met iemand wat jy nie in diepte 'n verhouding wil hê nie, dis iemand wat daar staan, jy vertrou nie hierdie persoon nie, of is 'n onveilige persoon, jy gaan nie clichés met hulle praat, jy gaan nie diep in gesprekke met hulle gaan nie, ja, so dis iemand wat jy dalk ook nou net ontmoet het. Dan, op bietjie dieper, vlak 2 is feite. Dit is 'n veiliger area en jy begin te bou, maar dis nog 'n baie laaggraadse intimiteit. Dis nog nie te sê jy het al vertroue met daai persoon nie, jy deel net feite. Ja, daar's 'n Iran oorlog en jy begin daaroor te praat en jy begin oor feite te praat van die petrolpryse of wat ook al en jy begin oor daai te kommunikeer. Dan het jy derde ene begin opinies te kom. Hy gaan bietjie hoor, want nou is dit nie net 'n feit nie, jy begin nou jou opinie te deel wat jy dink van Trump, en jy begin jou opinie te deel wat jy dink oor die regering, en jy begin te sê wat jou opinie is, en dan so begin dit ook dan te veroorsaak, of mens dan hoër gaan, of laer gaan, want as iemand nie van jou opinie gaan hou, nie gaan hulle dadelik toeklap, en net weer terug gaan na die feite toe, of net ophou praat, want hulle voel, o nee, ek stem nie saam met jou opinie nie. Hang af ook, as jy mense kry wat goed kan redeneer, is hulle nie gepla daaroor nie, hulle hou eintlik daarvan as mense hulle opinie deel, en hulle hou daarvan, jy kry regtig mense wat daarvan hou om te redeneer, en my seun is een van hulle, hy sal begin met 'n konflik met my, en dan sal ek so oorweldig voel, en dan wil hy ek moet nou praat, en dan sê ek, maar ek wil nie meer praat nie, want jy sê, nee, dis nie, ek wil hê, ek moet praat, ek wil weet wat is mos 'n opinie oor, en hy sê hy het baie goed gedoen in redenaars, laat ek dit so stel, maar dit is ook daar waar mens ook nie moet bang wees om jou opinie te deel nie. Ek meen, as ek net so vinnig kan noem, ons het 'n seminaar gehad van Marula Media, en ek was so beïndruk met die konteks, of waar hulle gepraat het, en onder andere was die boodskap, jy het 'n opinie, jy het 'n stem, en jy moet dit deel. Want weet julle wat, hoe gaan ons gemeenskappe invloed? Hoe gaan ons gemeenskap genees? Ekskuus ek's nou van die onderwerp af, maar ek wil dit ook net sommer net hier noem. Hoe gaan jy jou familie genees? Hoe gaan jy jou man en jou vrou genees? Hoe gaan ons die mense om ons genees as ons nie met die waarheid van God se woord kom? En ek sê ook, veral op dit moet dit gebaseer wees, en te sê, luister, maar dit is die opinie. En dit is nie eintlik my opinie nie, dis God se opinie, en dis hoe ons mense se lewens gaan impakteer. Dan kom ons by die 4de vlak. En dit is dan jou gevoelens en jou emosies. En hier begin dit bietjie dieper gaan. Dit is hier waar jy jou hart begin oopmaak teenoor die persoon, want jy voel jy kan hulle so bietjie vertrou. So jy deel bietjie van, weet jy, ek is hartseer vandag. Ek is opgewonde. Jy begin jou gevoelens en jou emosies te deel. Dit is 'n bietjie hoër as jy net jou opinie, want opinie is net ek hou van dit, ek hou nie van dit nie. Maar gevoelens en emosies is 'n bietjie dieper. Dan kom ons by vlak 5. Dit is waar jy begin, kan ek sê, affirmation gee. En jy begin ook jou afkeure gee. Jy sê, jene, dit wat jy doen is amazing. Jy begin te deel hoe jy voel oor ander mense, ander situasies, en jy ook te sê, luister jy, maar daai werk nie vir my nie, dit maak my so kwaad as mense onregverdig is byvoorbeeld, nê? En jy begin jou afkeure te deel, dan deel jy 'n bietjie dieper van wie en wat jy is. Die 6de vlak is erkenning en vergifnis. So erkenning, bedoelende ek erken my foute.
En ek erken wat ek verkeerd doen. En dit is hoekom ek sê in die huwelik moet ons hier opereer. Ons moet by vlak 4 begin, ons emosies kan deel op 'n gesonde manier. Ons moet erkenning of affirmation kan gee vir ons man en ons vrou en ons moet ook kan sê, ekskuus maar, dis nie vir my lekker as jy vir my jok nie. Verstaan? Om dit te kan sê. Maar dan ook vlak 6 soos ek sê is waar jy erken. En die Bybel sê erken julle foute teenoor mekaar sodat jy kan genesing kry. En dan aan die ander kant van erkenning is vergifnis. So daai gaan hand aan hand. Dis vlak 6. Is erkenning en vergifnis. Ek vergewe jou. Ek hoor jou hart. Julle as ons net hierdie goeie prakties in ons lewe toepas, gaan ons soveel mooier met mekaar praat. En dan kom jy op jou 7de vlak van kommunikasie. En dit is waar jy jou diepste drome en jou seerste teleurstellings deel met 'n mens. Dink gou 'n bietjie daaraan. Dis nou maklik om vir iemand te sê, weet jy wat, ek was so ontsteld toe die onderwyser lelik was met my kind. Okay, dit is, jy het nou gedeel hoe jy voel oor iets. Maar nou kom jy na iemand toe en jy sê, toe die onderwyser my nie gekies het as leier nie, toe het dit my laat voel soos 'n loser. Dit is 'n baie dieper emosie wat jy daar deel. Jou grootste teleurstellings, jou grootste seer en jou diepste drome. Dis vlak 7. Weet jy wat is jou huweliksman se, of jou huwelik, jou man en jou vrou se droom? Weet jy wat is jou vrou se droom? Weet jy wat is dit wat jou vrou die diepste seer maak? Praat julle met mekaar hieroor. Julle, en dit is so belangrik dat ons hierdie net weer bietjie kom stil staan en oor hierdie goetertjies praat. Want as jy in hierdie konversasie ingaan, luister jy regtig om te verstaan. Want jy sien, goeie kommunikasie is iets wat vloei. Albei moet deelneem. Daar's 'n ontvangkant en daar's 'n geekant. En albei ontvang en albei moet kan gee. Jy kan nie net in die konversasie ingaan om te sê hoe jy dink en jy voel en wat jou opinie is nie. Want weer eens bring dit ons terug na selfsug. Dis hoekom ons daarmee begin het gesê, dis een van die fondamente van die huwelik, kan nie selfsugtig wees nie. En om respek te hê vir die ander ene en ook te kan hoor wat hy te sê het. Weet julle dat mens amper, kan ek sê, ek wil amper sê 100%, maar kom ons sê 90% van huweliksprobleme kan oplos as ons net beter met mekaar kommunikeer. Om reg te kommunikeer skep veiligheid. Dit skep 'n area waar mekaar se harte gehoor en gesien kan word. En weet julle wat, dit is 'n primêre begeerte van om 'n mens te wees. Is elke liewe wesing wil gehoor word en gesien word. Dink gou 'n bietjie daaraan. En dis ook die diepste seer wat elke mens mee moet worstel in sy lewe, is verwerping. Almal van ons gaan op 'n stadium deur verwerping werk en dit is hoekom ek meen ewen tot 'n babietjie in sy ma se maag. Ek meen hoeveel keer praat jy al oor berading, dan sit soos in my ma se maag het ek al verwerping beleef en dis hoekom ek 'n victim spirit het, of dit of dat. En nou praat hulle van ja, ek wil nou nie daai topic noodwendig aanraak nie, maar die ding is, jou siel, wie jy is as mens, wil al van die begin af wees, do I matter? Word ek raak gesien? Word ek gehoor? En dis hoekom dit so belangrik is dat ons vir mekaar in die huwelike veilige spasie sal skep om mekaar se harte te deel. Okay, so kom ons praat so voor 'n breek, wil ek net gou vir julle 'n paar faktore net noem as dit kom by gesonde kommunikasie. So 5 punte net so vinnig. Eerste ene. Dit gaan oor hoe jy dit sê, nie wat jy sê nie. So as ons na die breek gaan ek met julle 'n bietjie die akroniem hanteer, right communication, so regte kommunikasie. Nommer 2 is dit jou lyfstaal, jou aksies en jou gesigsuitdrukkings. Weet julle wat, nie-verbale kommunikasie, ek weet nou nie wat die persentasie vir dit nie, maar dit praat partymal harder as wat jou woorde praat.
Nou praat jy jou man met jou en jy staan in die deur met jou arms gevou en jy staar hom aan. Dadelik sê die houdinkie, nee, hierdie vrou wil nie hoor wat ek sê nie, sy respekteer nie my opinie nie, sy wil nie hoor wat ek sê nie. So jou lyftaal, jou aksies, kyk julle mekaar in die oë. Raak julle aan mekaar en vat jy in jou man se hand en sê, my lovey, ek wil net gou vir jou ietsie sê. Hoe sê jy dit vir jou man? Is jy heartless? Sê jy net vir hom, man, jy's 'n idioot. Nee, en wat sê die Bybel van as jy vir iemand sê, hulle is 'n idioot? Okay, kom ons gaan aan. Nommer 3 is, weer eens wat ons gepraat het van jou filters. Deur dit wat jy kyk na die ander persoon. Hoe kyk jy na jou man? Hoe kyk jy na jou vrou? Want as jy nie in respek na mekaar gaan kyk nie, of soos ek gesê, deur die oë van God nie, gaan julle afbreekend wees. En die duiwel gaan vir jou oorreed wat die ander ene se probleem is. Glo vir my, hy's 'n accuser of the brethren. Hy love dit om jou in die oor te fluister en te sê, jou man doen dit. Kyk jy uit nou weer dit goed en sien jy het jou nie in ag geneem nie. Kyk jy dit. En dan bou hy so swart boekie op, nê? Dan jy 'n hele swart lysie al van wat die arme man gekom het en dan kom hy by die huis. Hy kom skaars ingeloop en dan begin hy al met hom te beklei en hy weet eers wat hy verkeerd gedoen het nie. So wees versigtig vir daai ene, want die duiwel is die heeltyd besig om ons mekaar by mekaar aan te kla, nê? Deur wat se filters kyk jy? En vra die heeltyd vir die Here, laat ek deur u waarheid na hierdie situasie kyk. Nommer 4 is natuurlik timing. Jou tyd. Jy kan nie net as jou man by die huis kom, luister, ek het nou 120 goed wat ek met jou moet hanteer nie, en dis baie dinkwerk, en dis baie opinies, en ek is nou ongelukkig oor dit, en dit moet gereg. Nee, die timing is ongelooflik belangrik, en partymal moet ons onsself net bietjie inhou, en sê, ek, dis nie nou die tyd om hierdie ding te bespreek nie. Jy sê vir jou man, jy wil iets bespreek, wat ek nou vir julle gaan verduidelik van, verklaar die oorlog, as ek het so kan sê. Maar die timing is verskriklik belangrik. En dan nommer 5, wat ek ook al aangeraak het, is jou emosies. Check your emotions. Want baie keer kan jou emosies vir jou jok. Jou emosies kan vir jou sê, jou man is nie lief vir jou nie. Ek voel abandoned, as ek het so kan sê. En baie keer is dit weer eens filters wat uit jou kinderlewe uitkom. My man is nie lief vir my nie, ek is alleen, en intussen het jou man 'n ander battle wat hy op sy eie veg, en hy wil dit nie op jou plaas nie, en hy praat dalk nie daaroor nie, dis dalk hoekom hy stil is, en hy het probleme, byvoorbeeld by die werk, en daar's 'n situasie wat hy daar moet hanteer, nou wil hy dit nie op jou dump nie, en dan voel jy hy verwerp jou, maar eintlik is hy net half in sy kop, en dis hoekom dit so belangrik is, ons moet verstaan hoe ons mans werk, ons vrouens werk, hoe ons persoonlikhede werk, en dan is dit ook dat, wanneer jy iets wil kommunikeer, en dit is net wat ek gou wil afsluit, voor ons 'n breek gaan vat, is, jy moet dit kommunikeer, jy moet dit reguit uiteensit, en vir jou man of jou vrou sê, luister, daar's iets wat my pla, wanneer sal 'n goeie tyd wees, wanneer ons hieroor kan praat, so en hier wil ek net sommer 4 punte vinnig noem, en dan gaan ons so vinnige breek vat, so eerstens is, kondig dit aan, laat hulle weet, soos weer eens, moenie net aannames maak, hy weet jy is ongelukkig nie, of sy weet, jy weet, hy sarkasme, of hy stilstype, dit is varkietal, dit is swak kommunikasie. Gaan na jou man toe, gaan na jou vrou toe en sê, liefie, daar's iets op my hart, ek wil dit graag met jou kommunikeer. Dan kom ons by die tweede punt, so jy sê daar's iets wat jou pla. Dan vra jy, wanneer is 'n goeie tyd en 'n plek waar ons dit kan kommunikeer? Dalk is dit goed dat jy 'n bietjie op uitgaan en jy gaan drink koffie op 'n plek, want die kinders is dalk by die huis en die kinders is besig en dan kan jy nie sekere goed uitpraat nie, en dan net bietjie te gaan sit en oor hierdie situasie te praat. En dan vra, okay, dan weet hy weet of sy weet, okay, hier's nou 'n gesprek wat kom, so jy kan jouself voorberei, jy kan verstaan, okay, hier's iets wat die ander persoon pla, nou's ek voorberei, en dan moet jy klaar weer eens jy motief van jou hart regkry, okay, ek gaan in hierdie gesprek ingaan, om myself te verdedig, of om daai persoon aan te val, of om kwaad te word oor wat hulle gaan sê nie, ek gaan hoor wat hulle op hulle harte het. Dan die derde ding is ook, om altyd ek boodskappe te gebruik, en nie jy boodskappe nie. Ons sal later 'n bietjie uitbrei oor daai ene, en dan die vierde tip wat ek net wil noem, is ook hulle, partymal noem hulle dit die Indian stick, nee, daai tipe van ding is, wanneer mens in 'n konfliksituasie ingaan,
om te sê, okay, ek gaan vir jou 'n spasie gee om te praat, en dan is ek klaar gepraat, en dan kan jy praat. Want dit is waar daai val in die rede inkom partymal, want vir al die wat praters is, hulle sal praat en praat en praat en praat, en die ander party wil nou al 20 goed gesê het, en hierdie praat nou al vir 'n halfuur, wat ook maar selfgesentreerd is, en baie eiesinnig is, want jy kan nie so baie inligting inneem nie, jy moet vir daai persoon ook net 'n spasie gee om te kan reageer, om te sê, ja, nee, ek voel so, want dit is ook die geheim, is vat dit punt vir punt. Sien nou, daar's 3 goed wat jou pla. Hanteer 1 punt, en bly by die feite, bly by die punt, bly by dit en dit en dit, en dan gaan julle, as julle dit nou klaar uitgesorteer het, kom na die volgende punt, dan die volgende punt. Moenie, soos ek gesê het, soos 'n machine gun, dit is nou juist doen, jy doen dit, en jy doen dit, en jy doen dit, want dan so 'n persoon voel dan ook, ek kan niks reg doen nie. En dit is hoekom dit so belangrik is om dit ook in die ander persoon in ag te neem. Ja, ek wil my hart met jou deel, ek wil vir jou sê wat my pla, maar ek moet ook vir jou 'n spasie gee om te kan reageer, en te sê, maar ek hoor wat jy sê, maar dit en dit en dit. En dit is waaroor ons nou gaan praat, so ek wil nou nie my vooruit gaan met dit nie. Ons gaan net so vinnige breek vat, want joeg, soos ek sê, hierdie onderwerp, ek kan vir ure hieroor praat, en ek is so lief daaroor om hieroor te praat, want dit is waar die genesing in lê, is hoe om op die regte manier jou hart te deel. So as ons terugkom, gaan ons 'n bietjie praat oor die akroniem RIGHT, wat regte kommunikasie is, en net 'n bietjie paar tips vir jou gee van hoe om reg met jou man en jou vrou te kommunikeer. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor regte kommunikasie. En in die huwelik, hoe om met mekaar te praat, maar die kan jy ook deurtrek met hoe jy met jou kinders praat, met jou kollegas, met jou vriendinne, skoonma, jou ma, jou pa, jou boetie, sussie. So kommunikasie is kommunikasie, en konflik is so belangrik om op die regte manier te kan uitwerk. Want op die ou ende, veral as dit kom by ons vrouens, ons harte is om in gesonde verhoudings te wandel. En ek dink dit is verskriklik hartseer. As jy in 'n verhouding is, veral in 'n hoe kan ek sê, disfunksionele verhouding waar jy die hele tyd op eiers moet loop. Jy mag nie sê hoe jy voel nie, want die ander party is so sensitief, en dit is absoluut nog 'n onderwerp wat ek op 'n ander stadium seker oor kan praat, en ek gaan bietjie kyk of ek op 'n latere stadium bietjie kan praat oor die mense wat soveel beheer, en waar jy partymal nie in 'n verhouding lekker kan loop met die persoon nie, want soos ek nou nog genoem het, dit gaan oor, daar's pride, daar's nie oopheid nie, daar's kritiek, en ook so 'n persoon sit baie keer met soveel verwerping in hulle lewe, dat hulle enige kritiek, al is dit opbouende kritiek, sien as negatief. So jy kan niks met so 'n persoon deel nie. Jy kan dit hoe mooi vir hulle sê, hulle kan dit nie hoor nie, en dis hoekom dit belangrik is, ons moet deur ons issues werk. Ons is nou volwasse mense, ons is nie meer daai 10-jarige kind nie, hy is nie meer daai 15-jarige kind nie, dis jou verantwoordelikheid om uit te sorteer dit wat in jou hart is. Die seer, die verwerping, dit wat jy deurgewerk het, want nou haal jy dit op jou vrou uit, jy haal dit nou op jou man uit, en dis nie hulle skuld nie, so you are killing the messenger, kan ek amper sê, en dis hoekom dit so belangrik is ook om te kyk, die hele tyd, Here, is my hart reg, dat ek ontvangbaar kan wees vir kritiek, want kritiek is partymal nodig. Die Bybel is vol van dit waar Paulus ook baie keer die gemeente aangespreek het, en die Bybel sê self, die Bybel is soos 'n spieël waarna ons kyk, en vir ons wys wat reg en verkeerd is. So as niemand nooit vir jou kan sê, luister, maar hier was jy 'n bietjie selfsugtig, en jy kan dit aanvaar en daaraan gaan werk, en jy kan introspeksie doen nie, dan gaan jy nooit 'n gesonde verhoudings kan wandel nie. So ek wil dit ook net sommer, dit is nou net iets wat nou op my kop ingekom het, wat ek gou met julle wou bespreek het, voor ek hierdie regte kommunikasie met julle deel. Jog, ek hoop ek gaan alles gesê kan kry vanoggend, want jog, ek het baie goed wat ek met julle wil deel. En ons is al amper in die helfte van die program, so kom ons begin. So, right communication. Ek gaan dit wel in Afrikaans deurgee, maar dit weer is dit 'n akroniem RIGHT. So die R staan vir reflekteer. Dis om jouself af te sny van jou opinie. Dis is nou wanneer iemand, laat ek nou net dit in konteks sit. Dis wanneer iemand na jou toe kom en sê, ek wil iets met jou deel. Ek wil my hart, my man, ek wil my hart met jou deel. My vrou, ek wil vir jou iets sê wat my pla. En dit is nou daai
vermoë om jouself af te sny van jou opinie in daai oomblik. En wat jy dink die waarheid is, en te gaan sit en sê, okay, ek gaan nou meer konsentreer op wat is die ander een se behoefte en wat is op daai ene se hart. En dis hoekom ek so op hierdie ding hamer om in jouself te sterf, want jy gaan dit nie kan doen as jy eie sinnig is en jy sit op die troontjie nie. Maar wanneer jy in jouself gesterf het en jy het jouself sig afgesny, dan kan jy dit doen. En dit is volwassenheid. Dis letterlik om te sê, ek gaan nou stil maak dit wat ek dink reg of verkeerd is en ek gaan nou hoor wat wil jy vir my sê. Jy reflekteer dan wat gesê word, wat daai persoon vir jou wil gee. En jy gee vir hulle kans sodat hulle hart kan deel. Dan gaan jy en jy reflekteer, en dis waar die reflekteer inkom. So jy bly by die feite. So dis ook nie te sê dit wat daai persoon voel is die waarheid nie, dis ook nie te sê dit is in konteks nie. Jy reflekteer ook, en dit gee vir jou 'n kans om jou emosies in check te hou, maar ook om te wys jy luister na die ander persoon. So jy sal so ietsie sê soos, so wat ek hoor wat jy vir my sê is, ek gee nie vir jou genoeg aandag nie en dat jy alleen voel. Nou iemand wat emosioneel gebroken is en nog emosioneel onvolwasse is, sal dadelik reageer en sê, maar jy praat mos twak. Hoe bedoel ek gee nie vir jou aandag nie? Julle hoor die verskil? Nou is dit, jy luister, jy gee net terug wat daai persoon gesê het. So dit help dan, sodat daai persoon hulle hart kan oopmaak. So wil jy hê jou man moet sy hart oopmaak? Wil jy hê jou vrou moet haar hart oopmaak? Volg hierdie beginsels. So jy sê dan vir jou vrou, en dis hoekom ek sê jy moet jouself afsny, want dadelik gaan jy offended voel, veral as jy baie oorsensitief is, en jy het nog issues in jou lewe. Nou sê jy vir jou vrou, okay, so ek voel, jy voel alleen. So dadelik voel die persoon, ja, jy hoor my hart. Jy probeer jouself nie verdedig nie, jy praat nie meer verketel nie. Jy val nie aan nie, jy verdedig nie, jy kritiseer nie, jy reflekteer net wat daai persoon. So dis net, die persoon sê 'n sing, en dan sê dit en dit, dan vertel hulle 'n storie, en jy sê dan, dit is wat ek hoor, jy sê. Dan die I gaan vir interpretasie. En hy vat dit 'n bietjie verder. So dit is soos 'n konversasie. Die een persoon deel iets en dan sê net ek, so wat ek hoor jy sê is dit en dit en dit. Okay, dan praat hulle aan. Deel hulle hart, bla 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 bla. Ja, en dan na die persoon, die man of die vrou, hulle hart gedeel het. Dit is dan die interpretasie is dan die opsomming wat jy maak van dit wat jy hoor hulle sê. Die is ook belangrik, want baie keer kan mens, veral vrouens, emosioneel kommunikeer. En ons sê partymal goed wat nie die waarheid is nie, en mans ook, dis nie net vrouens nie, mans ook. Jy sê dan sommer net goed want jy's emosioneel, en dan soos hierdie persoon vir jou terug sê wat jy gesê het, dan besef jy, ja, dis nie eintlik wat ek bedoel het nie, nee, ons almal doen daai foute. So die interpretasie sê dan so iets soos, met ander woorde, jy wil hê ek moet op Saterdag meer tyd saam met jou spandeer en dat ons saam moet gaan fliek. So hier kom die man of die vrou en dis nie noodwendig wat hulle opinie wil lig nie. Hulle wil nie nou al ekskuus sê, luister, jy's reg, jy's verkeerd nie. Jy bly nog by die feite en jy wil agterkom, hoeveel is dit wat ek reg hoor wat jy vir my wil sê? En dan kan jy ook so iets sê soos, so hoeveel persent van dit wat ek nou gesê het oor die opsomming oor dit wat jy gesê het is reg? En dan kan die ander party sê, weet jy wat, jy is 100%, dit is presies hoe ek voel. Of die ander party kan sê, weet jy wat, nee, jy het nou net 80% gehoor van wat ek voel. Weet julle, hierdie leer jou ook, nee, om net, soos ek sê, oor jouself te kom, en net bietjie in iemand anders se skoene te loop, want dit is wat eintlik empatie beteken. Empatie beteken, jy klim letterlik in iemand anders se skoene, en jy sien dit van hulle kant af, deur hoe hulle dit ervaar. En soms voel dit, dat sekere goed wat jy doen en sê, as jy dit, of kan ek het so stel, wanneer iemand dit nou vir jou terug sê, en hulle sê nou vir jou, so ek voel, dis wat ek gehoor het jy sê, en dan hoor jy, gats nie, ek het nou vir jou gesê, jy is nooit daar vir my nie,
En dis nie noodwendig die waarheid nie, want net gister was my man daar vir my, of net gister was my vrou daar vir my. En dan kom jy ook agter, weet jy wat, ja, nou dat jy dit so sê, kom ek agter, ek was nie reg, of ek voel, hoe ek dit sien was nie noodwendig die volle prentjie nie. En so kan mens soveel onnodige konflik uit kanselleer. Nou die G, ons het nou 'n R vir refleksie, I vir interpretasie, die G is goeie vrae of good questions, né? En hier wil mens, as ek nou weer eens kan sê, open-ended questions. Dis my baie snaakse woord in Afrikaans, so ek sê dit in Engels, open-ended questions mee eindig. Close-ended questions is soos ja en nee. Dit is soos, gaan jy rapid toe? Ja, ek gaan rapid toe. Gaan jy TV kyk? Ja, ek gaan TV kyk. Nie, so dit is nie diep nie. Jy gaan nie dieper by iemand uitkom nie. So, om dieper te kan uitkom, moet jy die volgende vra. En dit is, as jy jou 5 vingers het, is dit die volgende 5. Jy vra wie? Jy vra wat? Wanneer? Waar? En hoe? En die gee vir jou bietjie meer inligting oor die onderwerp. So, nou, ons praat nou oor die hele tema van die vrou, sy wil meer aandag hê van haar man, sy voel op Saterdag kyk hy die hele dag rappie, so ek gebruik dit nou maar as die hele scene wat ons nou hierso oor praat, né? So, dit wys dan, wanneer jy hierdie vraag vra, dan voel dit, hierdie persoon stel belang. Hierdie persoon wil meer weet van wat ek nou oor praat. Soos byvoorbeeld, wat sal vir jou lekker wees om op Saterdag te doen? Dadelik is dit soos, jy gaan nou aan 'n prentjie hoor. Dis nie net gaan, wat gaan jy Saterdag doen nie, dit is, wat sal vir jou lekker wees om Saterdag te doen? So nou kan die vrou na die man toe kom en sê, dit sal vir my lekker wees as ek en jy boeremark toe gaan, of as ons in die berg gaan stap, of as ons gaan fietsry. En dit is dan daai tipe van goeie vrae wat jy dan vir jou man of jou vrou kan vra. Soos byvoorbeeld die vrou deel van, ek is ontstel dat iets met my gebeur, en dan te vra, maar wie is hierdie mense wat dit aan jou gedoen het? Wat is dit wat jou so seer gemaak het in hierdie situasie? Verstaan, dis hoe jy hierdie vraag gebruik. Nou, een ding wat jy moet probeer vermy, as dit kom by vra, is moet nooit hoekom gebruik nie. Of as ek nou in Engels sê why. Hoor gou bietjie hoe klink dit. Hoekom het jy dit so gedoen? Hoe klink dit vir jou as ek dit so sê? Dit voel aanvallend. So, hoekom het jy nie iets gereël nie? Dit is 'n aanvallende vraag. Dit is nie, ek wil by jou uitkom nie, dis nie ek stel meer belang nie, dis aanvallend. Hoor nie die verskil tussen as jy dieselfde vraag met die regte woorde vra. Wat sal vir jou lekker wees om op 'n Saterdag te doen? In plaas daarvan van, hoekom het jy nie iets gereël om Saterdag iets te doen nie? Julle hoor die verskil. So wees verskriklik versigtig om hoekom te gebruik wanneer jy met jou man en jou vrou kommunikeer. Okay, die H. H staan vir helpvolle terugvoer. So ons het nou gereflekteer, ons het geïnterpreteer wat ek gehoor het, jy sê vir my. Nou het ons goeie vrae gevra om bietjie meer uit te vind oor die onderwerp en nou is dit helpvolle terugvoer. Dis hoe jou hart, dit is op hierdie manier hoe jy jou hart regtig voel, hoe jy dan kan deel met die ander persoon. En dit is waar dit so belangrik is om nie daai varkietaal te praat nie. So hoe sê jy dan vir iemand iets wat jou pla, die terugvoer wat jy wil gee vir iemand, dit wat op jou hart is, op 'n positiewe manier. Sonder om aan te val, sonder om aannames te maak, sonder om 'n rede te vat of om te kritiseer of te korrigeer en al hierdie goed wat ons oor gepraat het en raad te gee. Hoe deel jy nou met iemand? Luister maar, dit pla my. En hier is 'n rympie wat ek vir julle gaan leer en jy hoef dit nou nie presies so te sê nie, maar dit help net vir jou om die konsep te verduidelik van goeie kommunikasie. So, die rympie wat jy gaan gebruik is die volgende. Ek voel ...
wanneer, omdat. Okay, so kom ons gaan dit nou 'n bietjie verder vat. So, ek voel is daai ek boodskappe, wat ek die vorige sessie oor gepraat het. Jy praat oor, jy eien dit. Ek eien dit. Ek eien my emosie. Ek eien dit wat ek wil sê. Jy boodskappe is aanvallend. Jy doen dit. Jy's nie reg nie. Ja, en dis daai vingerwys, nie? So ek voel beteken dan jy vat verantwoordelikheid vir jou emosie. Want iemand anders kan nie vir jou sê wat jy voel nie. Jy weet mos wat jy voel. Jy weet wat die emosie is wat jy voel. So iemand kan nie stry met jou emosie nie. En dit is eintlik die kruks, as jy regtig gaan dink, as ons nou praat oor hierdie 7 vlakke van kommunikasie. Wat is die diepste? Jy wil eintlik jou seerste of jou teleurstelling steel, nê? Jy wil jou emosies steel, maar partymal gebruik ons die verkeerde woorde en dan kom die emosies verkeerd uit. So om te begin van ek voel, beteken jy eien dan jou emosie. En in plaas om te sê van jy is afsydig, wat aanvallend is, sê jy ek voel alleen. Hoor julle die verskil? Die een is jy wil die ander ene aanval. Die ander ene is jy praat van 'n emosie wat jy voel, of die emosie eg is of nie. Dis my emosie, dis wat ek voel. En dit is weer waar emosionele intelligensie inkom en emosionele regulering. En ek sal kyk hoeveel tyd ons het, dan kan ek gou dalk nog net 'n woordjie of 2 oor dit sê. Maar dit is daar waar ons ook moet leer om emosies te kan erken, dit te benaam en dan dit op die naam te kan noem. En as jy net gaan kyk, gaan Google net sommer en dan kyk jy emotions, a list of different emotions. Julle, dit is so interessant om te sien wat se woorde daar is. Want baie keer, veral as jy geleer het om jou hart toe te maak en jou hart toe te sluit, dan erken jy amper nie eers met die emosie nie. Jy voel die woede, jy voel die teleurstelling, jy voel die uitbarsting, maar jy besef nie eintlik die emosie wat ek onderliggend voel, is vrees of verwerping. Want ons wil dit wegsteek, en dit, soos ek sê, as ek nou 'n bietjie tyd het, sal ek daaroor praat. So ons moet die emosies kan identifiseer. So ek voel alleen, en nou kom ons by die wanneer uit. So dis ek voel, en nou kom ons wanneer. Wanneer jy op Saterdag sonder my gaan rappie kyk. Okay, so ons gebruik nou maar weer daai situasie, shame, die mans word net die hele tyd uitgehaal oor die rappie kyk, maar ek gebruik dit nou maar as 'n scenario, dit is nou maar net een voorbeeld van hoe om dit te kommunikeer, en dan die oorsaak van dit wat jou emosioneel laat voel, dit is wat die wanneer, dit is wat jy wil uitsit, is die oorsaak van jou alleen voel. Wat is, die emosie is, ek voel ontsteld. Okay, wat het jou ontsteld? Die emosie is, ek voel verwerp. Wat het jou verwerp laat voel? Die emosie is, ek het verkleineerd gevoel. Wat het jou verkleineerd laat voel? Wanneer jy voor ander mense met my spot. Julle hoor wat ek sê. So die wanneer is net dit wat gebeur het. Jy het die feite van die onderwerp, en dis nie 'n aanvallende ding weer nie, dit is net iets van wanneer toe dit gebeur het. Toe jy jou ma se kind, wanneer jy jou ma se kant kies, bo dit wat ek, my opinie is, wat ook al die scenario is. En dan kom dit by dit uit om by die omdat, nee? So ons het gepraat van ek voel, wanneer, nou omdat is die oplossing. Omdat is eintlik 'n positiewe oplossing wat jy wil bring. Dit is wat jy eintlik by wil uitkom. En dan gaan die ander en jy sê, omdat dit vir my belangrik is dat ons tyd met mekaar spandeer. So jy sê dan in plaas van ek voel geïrriteerd wanneer jy die hele dag voor die TV lê, nee, dis nou verkeerde kommunikasie. Sê jy die volgende. Jy sê ek voel alleen wanneer jy op Saterdag sonder my gaan rappie kyk, omdat dit vir my belangrik is dat ons ook saam tyd moet spandeer. Nou as jy dit nou konstruktief gekommunikeer het en jou man het jou hart gehoor en albei partye is humble,
unconditional love, genuine and empathy, soos ons gesê het, dan is dit laat die dieper emosie raak gesien word. En dit is dan hierso wat die man ook kan sê, maar ekskuus my vrou, dit was glad nie my intensie nie. Nou hoor ek wat jy wil hê en nou kan hy iets daaraan doen. En dit is ook hoekom dit so belangrik is om die emosie te identifiseer. Want baie keer sal mense praat van ek voel kwaad. Nee, dis nie eintlik kwaad nie. Kwaad is net hoe kan ek sê, die respons van dit wat jy voel. Die regte emosie wat jy dalk gevoel het, was verwerping. Of soos ek sê, jy het verkleineerd gevoel. En dit het jou kwaad gemaak. Hoor julle wat ek sê? So dit is so belangrik om dit te kan identifiseer. Want jy kan byvoorbeeld sê, ek voel frustreerd. Maar as jy eintlik gaan dink, en dink jy nee, ek het eintlik verwerp gevoel. So dit is nou maar net weer eens daai ding om reg te kommunikeer. En nou kom ons by die T. En die T staan vir tyd vir konflik te hanteer. So dit is daai regte timing wat ons oor gepraat het, né? Dis waar jy moet stop en net weer jou hart check en jou emosies check. Is dit nou die tyd om hieroor te praat of nie? Is ek opgewerk? Want as jy opgewerk is, wat ons nou gepraat het, van die halt, dan gaan jy sê, nee, time out, ek gaan nie nou hieroor kan praat nie. En dit is waar jy dit moet ook reguleer. Jy moet sien, okay, wat is dit wat ek regtig op hierdie stadium ervaar? So kom agter die regte tyd om hierdie gesprekke te hê. En dan kan jy byvoorbeeld so iets sê van Lovey, ek kyk elke Saterdag, of Rappie, dis nou die man wat nou respond. En hy sê, ek kyk elke Saterdag Rappie, omdat ek net 'n bietjie alleentyd wil hê, want dit voel vir my of ek my hele lewe uit buite beheer is, en ek het net bietjie me time nodig gehad, en dis nie dat ek jou afskeep, of jou wil afsny, of nie by jou wil uitkom nie, ek het net bietjie tyd vir myself ook nodig gehad. En dit is ook hierso waar mens dan kan mekaar kan dan sê, okay, nou hoor ek jou, jy hoor my, en ons kom by mekaar se harte uit. En natuurlik is dit so belangrik ook om te kan jammer sê en wees spesifiek. Maar so net om weer terug te kom by die tydfaktor, dit is so belangrik ook om agter te kom wanneer om te sê time out. Nou is ons weer besig om emosioneel te raak, ons is nou besig om op mekaar te skree, ons hoor nie mekaar se harte nie, kom ons kom net weer bietjie by 'n plek waar ons kan stil raak, net dink oor wat ons wil sê, en dan kan ons weer verder gesels. Ek gaan weer so vinnige breek vat, en dan gaan ek dalk so vinnig met julle bietjie praat oor emosionele regulering. Ek is nou weer terug. Welkom terug julle, en ons praat vanoggend 'n bietjie oor gesonde kommunikasie. En ek wil so vinnig, ja, soos ek sê, ek het so baie nog vir julle te sê, wil ek net gou-gou weer terugkom by emosionele regulering. En om emosionele intelligensie te kweek in jou lewe. Dit kom nie van self nie. Maar ek gaan so vinnig deur dit hardloop en net 'n paar punte noem oor emosionele regulering. So eerstens, om 'n gesonde EQ te hê, nee, EQ te hê, soos emosionele intelligensie, is om te kan erken wat jou emosies is en dit regte bewoord. So dit is, jy is in jou lyf, jy's bewus van wat jy voel. Weet julle hoeveel mense het hulle emosies afgesny, soos ek nou gesê het, oor seer en oor trauma, of ek mag nie voel nie, ek mag nie wys ek is hartseer nie, ek mag nie, jy dalk deur trauma gegaan, jou ouers was dalk, of jou ma is dalk dood toe jy klein was, en hulle het net vir jou gesê, jy moet net toughen up, kom oor dit, en van toe af was dit vir jou moeilik om jou emosies te wys. Dis nou maar net 'n voorbeeld wat ek nou vinnig gaan dink, maar volwasse emosionele intelligensie is om emosies te kan ervaar, dit te kan identifiseer en te kan weet wat dit is wat jy voel. En dan kom die tweede punt van emosionele regulering, en is om dan te beheer wat jy voel. En dit is onder andere een van die vrug van die gees, en dit is selfbeheersing. Jy het mag om jou emosies te reguleer. En dit is juis die verskil tussen volwasse emosionele regulering en onvolwasse emosionele regulering, is hoe jy reageer in moeilike omstandighede.
En die moet ek weer in Engels sê, want dit is vir my so moeilik om dit in Afrikaans te verduidelik. You can either react or respond. Nou react, jy reageer. Daar gebeur iets, iemand ontstel jou, jy's offended en dadelik reageer jy. En jy sê sommer iets terug vir daai persoon en jy sit hom op sy plek en jy reageer. En dis ook baie keer soos ek nou gepraat het van die fight, flight en freeze. Partymal kan jy dit amper nie help nie. Jy reageer net en jy sê net, weet jy wat, as ek sulke skewe tande gehad het, het ek nie gepraat nie. Of wat ook al, en jy beledig die persoon terug dadelik. Sonder om net vir 'n oomblik stil te staan en net te hoor of te sien wat die persoon is. En weet julle wat, dis juist die een wat nie noodwendig reageer wat die mag het nie. En dit is die geheim, om te respond. En dis wat ek ook al geleer het met my kinders, veral toe dit klein was en tantrums gegooi het, want kyk, hy kleintjie, hy wys sy frustrasie. Hy gooi daai tantrums. En partymal voel jy so buite beheer met al hierdie emosies, veral as jy 3 kinders het soos ek, en verskillende ouderdomme, en elkeen is op 'n ander stage, en dis partymal so moeilik om hierdie hele storie te reguleer. En dan het ek net vir myself gesê, ek staan buite die situasie en kyk in. Want baie keer as jy so in daai situasie, jy react, en ons moet eintlik respond. Nou respond beteken dan, jy beheer jou reaksie. So jy gaan nie net, jy skiet nie net weg hier uit die heup uit en sê net hoe jy dink en wat jou opinie is nie. Jy dink bietjie daaroor, jy bly bietjie stil, jy dink hoe ek gaan reageer. En dan dink jy ook, is dit nodig om te reageer? Partymal is dit net beter om te draai en weg te loop in sekere situasies. En dit is wat volwasse emosionele regulering is in 'n neutedop. En kyk, dit is 'n baie breë onderwerp, maar net so vinnig te kan verduidelik. En dit kom ook met konflikhantering. En dit is dan weer eens daai wat ek gepraat het van die ek-boodskappe. Jy praat van my emosie, ek het dit ervaar, in plaas van jy het dit gedoen, of jy is 'n idiot, en jy is dit, en jy is dat, wat aanvallend is. Vat ons verantwoordelikheid vir dit wat ek voel, wanneer, omdat, soos wat ons nou gepraat het. Dis ook om eerlik te wees oor jou emosie, maar sonder die misbruik, of die varkietal. So, die Bybel sê ook vir ons, en dit is wat ek nou wou genoem het van toe ek gesê het van die kwaad gaan slaap. Nou kom ons praat net so vinnig daaroor. Om kwaad te wees is nie noodwendig verkeerd nie, en dit is wat ons moet verstaan. Dit is nie die sonde nie. Dit wat jy doen as jy kwaad is die sonde. En kom ek lees dit vir julle in Efesiërs 4 van vers 26 en 27. En jy kan sommer voor dit ook lees. Dit is 'n fantastiese hoofstuk hierdie, want hy praat hier baie oor konflik en hoe om dit te hanteer. Maar onder andere, kom ons kom met by hierdie punt, when angry, do not sin. So, wanneer jy kwaad is, moenie sondig nie. Beteken kwaad is nie 'n sonde nie. Hoeveel mense het daai ding verkeerd geïnterpreteer? Kwaad is nie sonde nie, maar woede, uitbarstings en om abusive te wees, dit is die sonde. Dan sê hy, do not even let your wrath or your fury last until the sun goes down. Nou dit is daai konsep wat ek van gepraat het. Jou man het iets gesê en dit het jou ongelooflik kwaad gemaak. Maar nou gaan die son sak. En ons kan nie met ons woede gaan slaap nie. En dis hoekom ek sê, jy sê time out, ek kan nie nou redeneer nie, ek kan nie nou praat nie. Ek vergewe jou, maar ek gaan eers môre met jou kan praat. Ek gaan nou slaap en jy gee dit vir die Here. That is giving your wrath to the Lord. En dan sê hy, leave no such room or foothold for the devil. En no opportunity to him, né? Want wanneer kry hy sy opportunity? Wanneer jy dit nie uitsorteer nie, wanneer jy woede in jou hart het, wanneer jy onvergewensgesindheid in jou hart het. Want weet jy wat, dalk dink jy is kwaad, maar as jy regtig gaan kyk, die onderliggende emosie is dalk bang, jy dalk vrees, jy voel dalk alleen, en soos ek genoem het, jy voel dalk verwerp, en dit het ek ook al agtergekom, veral by mans, as daar 'n probleem is met uitbarstings, as hulle woede uitbarstings kry. Hierdie mans is mans wat eintlik voel, hulle voel buite beheer. Dis eintlik wat hulle voel. Of hulle is bang,
of hulle voel verwerp, maar hulle voel hulle kan nie dit eie nie, of hulle het nooit geleer om te kan agterkom, okay, dit wat ek voel verneder eintlik nou in hierdie situasie, en dadelik is dit hoekom hulle so reageer. So dis baie keer ook 'n onderdrukking van toe jy klein was het jou pa op jou die hele tyd geskree, jy mag niks gesê het nie, jy het nie 'n stem gehad nie, en dan word jy volwasse en dan kom hierdie uitbarstings. Dis ook partymal wat gebeur. So dit is ook hierso hoekom dit so belangrik is om deur daai seer te werk van wat ons beleef het as kinders. So emosionele regulering help jou ook om dan eienaarskap te vat van jou emosie, maar ook om empatie te hê en respek te hê vir ander mense se emosies, om te kan verstaan, maar ander mense het ook 'n hart, ander mense het ook 'n opinie, en om te kan hoor en te kan voel wat ander mense voel en hoor. En dit is baie keer waar manipulasie ook kan inkom, want dit is wanneer jy nie eienaarskap van jou emosie vat nie, dan manipuleer jy baie keer mense deur jou emosies, want dan sal jy hulle beskuldig vir hoekom jy alleen voel, en jy kan dalk hulle beskuldig hoekom jy minderwaardig voel. Maar dis nie ander mense se verantwoordelikheid om jou te leer om by belonging uit te kom nie. Dis jou verantwoordelikheid om deur jou seer te werk en jou belonging by God die Vader te kry. En jou alleenheid word gewoonlik ook herstel wanneer jy begin jou verhouding met Jesus herstel, want jy begin dan jou value te verstaan vir wat hy betaal het vir jou. En jou competence of jou vermoë om te kan wees en te word wie jy moet wees, kom baie keer deur wanneer jy jou verhouding met die Heilige Gees herstel. En is nie net so maklik nie, ek weet, maar ek wil dit nou maar net noem, van op die ouende, om respek te hê vir ander mense se emosies, kom in wanneer jy eerstens respek het vir jouself, nee. So as jy geleer het om jou emosies te benaam, en te sê, dit is verwerping, dit is dit, dan gaan dit ook baie makliker wees om dit te beheer. Want nou kan jy die oorsprong gaan identifiseer. Want nou you are self-aware, jy's bewus van, ek weet hierdie verwerping kom, omdat ek altyd as kind dit daar gevoel het. Jy eien dit, jy noem dit, en jy werk deur dit. En dit is ook hier waar ons dit gevange kan neem, en onder die autoriteit van God kan plaas, en kan sê, Heilige Gees, help my om elke leuen te identifiseer. En dit is dan ook hier waar jy dan die goeie kommunikasie kan inbring vir, ek hoef nie vir ewig in my lewe so alleen te voel nie. Ek hoef nie vir altyd verwerp te voel nie. En die oorsaak van dit dan te gaan soek. Eerder as om dit op te krop, te eien by jouself, mure te bou, die hele tyd uitbarstings te hê, ander mense emosioneel te misbruik, net omdat jy nog nooit geleer het om jou emosie eienaarskap oor te neem nie. En dit is ook aan die ander kant wil ek ook sê, dit is ook nie regverdig om ander mense te verklein neer oor hulle emosies nie. Veral hier wil ek praat met die mans. Jy moet nooit ooit vir jou vrou sê, jy's nou 'n victim, jy's nou oorsensitief, jy is te needy nie. Daai is ook baie harsh en baie seer. Ja, jy kry partymal mense wat victims is, en jy kry partymal mense wat te needy is. Ek praat nou nie van dit nie, maar oor die algemeen. Baie keer dan voel die emosies van die vrouens te groot vir die mans, en dan sal hulle begin met, nee, kom net oor jouself, moenie so sensitief wees nie, jy moet net 'n thicker skin hê. Nee, wat ek hier wil sê is, wel ons nie oorsensitief moet wees nie, moet ons sensitief wees. Daar's 'n verskil. Om sensitief te wees is om te kan onderskei. Om sensitief te wees vir die Heilige Gees, om sensitief te wees wanneer iemand jou wil misbruik, om sensitief te wees wanneer iets nie oukei is nie. En baie keer nou, omdat mense jou so aanval oor die oorsensitiwiteit, dan sny ons sensitiwiteit af, en dis partymal wanneer ons juis geviktimiseer word. Om ook vir iemand te sê, ek voel alleen.
Dis die wreedste ding om vir 'n persoon te sê, weet jy wat, jy moenie so victim wees nie. Kom net by mense uit, dan gaan jy beter voel. Nee, partymal is daar 'n legit rede hoekom hierdie persoon alleen voel, want die man sit die hele tyd op die telefoon en skrol vir ure en praat nie met sy vrou nie. So alles in konteks. En julle, ek wil nog so baie vir julle sê, maar die lank en die kort is, vat verantwoordelikheid vir jou emosies. Kom by 'n plek uit waar jy genesing kan kry daarvan, sodat jy gesond emosioneel met jou man en jou vrou kan kommunikeer. Ons gaan net so laaste preek vat en dan gaan ons net gou-gou 'n oorsig hê oor alles wat ons oor gepraat het vanoggend. Dit was weer so lekker om net op hierdie Woensdagoggend met julle 'n bietjie te praat oor kommunikasie. En ek kan nog maklik met julle vir 'n uur praat, maar kom ons praat net gou-gou op oor die oorsig oor wat ons alles vanoggend bespreek het. So eerstens, konflik is nie noodwendig verkeerd nie. Konflik is goed, want dit is hoe jy jou kan kommunikeer wat jou pla en dinge wat nie reg is nie. Maar dit is hoe jy dit doen wat die probleem kan veroorsaak. Nommer 2. Wanneer jy nie iemand anders se kant of iemand anders 'n kans gee om hulle harte te deel nie, gaan jy nooit in 'n gesonde verhouding kan wandel nie. Nommer 3. Hanteer konflik konstruktief. Nie destruktief nie. Dit gaan alles oor die motief van jou hart. Nommer 4. Dit is hoe jy dit sê. Waar jy met 'n opregte, nederige hart sê wat in jou hart is. Waar albei kan veilig voel en vulnerable kan wees om opregte gevoelens te deel, sonder skuldgevoelens of dreigemente. Nommer 5. Luister om te verstaan. Goeie kommunikasie moet 'n vloei wees. Albei moet ontvang en kan gee. Nommer 6. Om reg te kan kommunikeer, moet julle 'n veilige plek skep waar albei hulle harte opreg kan deel. Nommer 7. Ware emosionele regulering is om eerlik te wees oor jou emosies sonder om iemand anders te misbruik of om varkietaal te gebruik of om hulle te beskuldig. Jy vat die verantwoordelikheid van jou emosies en jou gedrag. Nommer 8. As jy eers kan leer om jou emosies te identifiseer, gaan dit vir jou makliker wees om dit te beheer en dan kan jy ook die oorsprong erken van hierdie emosie. Nommer 9. Wanneer jy jou emosies onder die leiding van die Heilige Gees plaas, kan jy die leuen identifiseer en onderskei. En dan nommer 10, gesonde grense is so belangrik in die huwelik, veral as dit kom by emosionele regulering en te kan weet wat ek moet toelaat en nie toelaat in my grondgebied nie. Ek hoop hierdie laaste paar weke het regtig vir jou ietsie beteken en kon jy ietsie leer oor die huwelik, oor kommunikasie en hoe om by mekaar se harte uit te kom. Daar is soveel onnodige seer, omdat mense eenvoudig net nie mekaar se harte kan sien nie. So veg vir mekaar se harte. En strewe om by vrede uit te kom. So volgende week is my man weer terug en dan gaan ons nog so 'n paar laaste aspekte en probleme, net so 'n paar algemene probleme in die huwelik aanspreek wat ons nog nie tyd gehad het om te bespreek nie. So ja, wees weer terug volgende week Woensdag. As jy van die opnames miskien weer wil luister of jy wil weer dit net dalk aanstuur, ons laai dit op YouTube. Ons is partymal so bietjie agter, so wees net so bietjie geduldig, maar jy kan gaan kyk op my webwerf yourdestiny.org.za. Dan kan jy ook kyk op Instagram en op Facebook. Instagram is dit Your Destiny Your Story. Facebook is dit Your Destiny. En dan op YouTube is dit Your Stories, Your Destiny met Lisel van Sail. As jy miskien 'n boodskap wil los en net 'n bietjie dalk ietsie bydra of jy wil dalk ietsie 'n vraagie wat jy het of iets wat jy wil hê ons moet dalk in die toekoms bespreek, kan jy ook 'n boodskapie los op WhatsApp. Maar jy begin jou boodskap met hartklank,
en dan tussen koffie en genade, dat hulle weet dis spesifiek vir hierdie program. En die nommer is 082 657 2729. Ek sê net gou weer daai nommer is 082 657 2729. Kom en luister weer gerus volgende week Woensdag van 9 tot 11 hierso saam met Lisel van Sail. Nooi jou vriendin en kom luister weer saam. Nooi ook sommer jou man. Volgende week praat ons weer oor die huwelik. Lekker oggend vir julle verder. Totsiens.